Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Burg en iets waaroor ek al lankal wonder. Ek gee nie regtig om nie. Ek wou net vir julle aanry langs my op die stoel gehad het en hier is hy. Hallo. Hallo Carla, hoe gaan Jolanda, jy? goed dankie met jou. Ag, so goed, ek so bly ek met jou gesels. Ek's bly ek met jou gesels. Jolanda is 'n sanger en 'n liedjie-skrywer en soveel meer as dit. Hy's fenomenaal en baie ander goed ook. Maar omdat ons nie 20 minute het om sy biografie te bespreek nie, gaan ons reguit in die onderhoud ingaan. Wat is jou, so ons het 60s, 70s, 80s, 90s. Watter era se musiek sal jy tot in alle ewigheid in kan luister? 70s. Why? Ek spaar lief van baie musiek uit die 70s. Ek dink dis toe akoestiek musiek en tegnologie regtig begin saam speel het. Obviously disco het daar uitgekom, maar funk en soul musiek in die 70s het regtig geboom. So ek love die 70s. Dis kind of classic klanke wat uit daai tyd uitgekom het. Okay. Word enige van jou musiek deur die 70s geïnspireer? Ja, gereeld. Gereeld. Ek hou ook baie van die kind of folk rock, soft rock uit die 70s uit ook. En baie van my musiek is maar met tempo, kind of semi-country, semi-rock. So ek dink as ek inspirasie soek of timeless inspiration, luister ek baie soft rock en 70s soft rock, like Fleetwood Mac and you know. Okay. That kind of stuff. Got you. Ja. En 'n spesifieke kunstenaar van daai tyd wat uitstaan vir jou? Elton John, obviously. Elton se goed is amazing. Go for Linda Ronstadt, so approach work. A lot of vocalists, jy weet, mense wat sing. Ek's lief vir sangers, ek is lief vir musiek en intricate musiek en ek dink veral daai tyd na die psychedelic 60s het mense maar gekyk hoe hulle 'n sekere formaliteit kon bring teenoor experimental musiek, jy weet. En disco, ek bedoel disco alleen. Dit was 'n whole vibe. Ek dink nou nog as ek dink aan die woord disco, mense gebruik dit nie as disco nie, mense gebruik dit as 'n term vir dans en jouself geniet. Dit was 'n baie groot vloekwoord vir baie lank tyd. Mense nie na die 70s en die einde van die 70s, mens 78, na die disco basies maar alle musiekformate oorgevat het en deurgebly het in soveel media in, het mense sat geword daarvoor. Hulle het ook kan het gevoel dat dit 'n sekere leefstyl verteenwoordig wat nie noodwendig enige ophemeling nodig gehad het nie. So, hulle het maar bymekaar gekom, sekere mense en besluit disco is verby. Hulle het 'n paar 100,000 plate opgeblaas in 'n stadion in Chicago. En dit was kind of gesignify as die dood van disco. En dit het natuurlik die dood gegaan, dit het net kind of kostem verander en meer digitaal geword en toe die 80s inkom het dit nog steeds in hoofstroom gespeel, maar net met 'n ander klank. Maar die basiese fundamental goedjies het gebly. Iets wat baie verander het, voel ek persoonlik in musiek oor die laaste paar jaar, is natuurlik wat mense als kan sê deur hulle musiek. Ek dink way back when it was love songs. It was where I want to live, it was who I want to spend my life with, en hoe lief ek is vir die persoon. Wat voel jy het verander in terme van musiek met wat ons nou kan sê? Ek hang af saam met wie jy musiek maak en watter struktuur jy musiek maak, maar ek dink daar's 'n baie groter vryheid tot 'n mate oor wat jy kan sê en wat jy kan verteenwoordig. Ek dink die reg om te self-identifiseer en dit speel 'n baie groot rol ook. Ek dink die toegang wat ons het tot musiek en musiektegnologie ook, laat baie mense toe om dit amper soos 'n dagboek te gebruik of as 'n baie meer algemene uiting vir hulle emosies. Vir in die verlede moes jy 'n studio huur of jy moes maar 'n professionele musikant gewees het of weet maar gesukkel. So nou is dit almal kan 'n producer word. Die tegnologie is wyd versprei. Kyk, dit hang nog steeds af wat in die komputer ingesit word en dit in itself is die kuns. So basies wat ek wil sê is ek dink vandag is dit makliker om mense uiting te gee aan jou emosies en wat jy voel, want die tegnologie is wyer versprei. So ek dink nou is die taak om buite musiekproduksie nog steeds musiek te support. Ek dink so, dis nie net nou oor musiek maak nie, maar wat jy in daai musiek sê is meer so belangrik en wat saam met dit gaan om dit is, die hele konsep, die wye konsep. En die mense hou meer daarvan omdat dit meer aanvaarbaar is. Ek weet nie of dit vice versa noodwendig ook is nie, maar ek dink die rede hoekom mense meer van sulke tipe musiek hou, is omdat dit nou aanvaar word. Waar ek voel daar was 'n tyd wat dit taboe was. Ook al kontroversieel is, gaan maar nog altyd opskit maak en dit gaan maar bly. So ek dink die trefkrag is meer belangrik as ooit nou. Daar's soveel goed wat jou aandag hou. So wat ook al jy maak, moet jy mooi dink. Jy weet. Dis 'n baie opwindende tyd om musiek te kan maak.
Ek wil weet of daar al ooit 'n era vir jou bestaan het waar die musiek regtig vir, ek wil nie sê nie goed was nie. Maar jy sal nie omgee as daai era nou nie bestaan het van musiek nie. Okay. So, dis baie moeilik om te sê want ek dink die perspektief gaan dit gaan maar als oor perspektief. Jy weet in die verlede het ek het vir 'n lang tyd nie noodwendig van jazzmusiek gehou nie want ek het gevoel dit was te ingewikkeld en dit was vir my doelbewus moeilik en camp in sy samestelling, jy weet, dit was gemaak om te sukkel om na te luister in my ore. En toe het ek het toe 'n deep dive gedoen en toe besef ek, daar is sekere gedeeltes in die genre waarvan ek nie hou nie, jy weet, wat dalk nie my smaak is of jy weet my ligte aansit nie. Maar daar was ander afdelings in daai genre wat werklik doen en kan vir my geleer het in popmusiek. So daar is, as jy mooi kyk, sal daar iets wees vir jou in elke era. Maar as jy nie hou van digitale musiek nie, sterkte as dit kom by musiek in die 90s en obviously musiek in die 80s, so it was largely sample driven en baie digital ook. En ABBA het dit goed gedoen. Ja, As jy uit die 70s, 80s en 90s 'n collab met een van jou gunsteling sangers uit daai era kan doen, hoe lyk dit? Joni Mitchell. Ek sal Amper sê ek wist dit, maar gaan ship dit link. Ek sê jou na dit vra. Joni Mitchell is 'n sangeres en 'n skrywer en ja, sy is net 'n wonderlike kunstenaar, sy skilder ook en sy het folkmusiek regtig van die 60s tot die 80s en die 90s en tot nog onlangs ook het sy dit net gereshape en met elke album het sy 'n soort van 'n ander rigting ingeleen en haar lewe Baie het behalsig is, as mens dink aan deze ons wêreld ook. ja, Soos jy het 'n genre en jy hou by jou genre. sy het baie kind of terugslag gekry daarvoor, maar ultimately is sy 'n legend en ek smal oor hoe sy musiek maak en as enige persoon is wat ek saam sou wou werk, is dit seker Joni Mitchell. Sy is nog met ons en sy gooi nog steeds. And she's been through a lot. So ja, ek smal oor haar. So sy is al besig sedert die 60s. So sy is van al daai verskillende dekades. So ABBA wat nou weer of semi bymekaar gekom het, is nie op die lysie vir erns nie. Surely, ja, ek sal love my eie hologram tussenin te hê. Dis cool. Dis nog wat dit moet 'n belewenis wees. Ja. Ek moet sê met my eerste album was met baie kind of country rig en baie blues influenced. Ek wou seker maak dat die musiek wat ek gemaak het was iets wat bekend was aan die plek waar ek vandaan gekom het, maar toe ek my tweede album aangepak het, was disco musiek en ABBA en al daai mense 'n bitterlike groot invloed gewees daarop en ek dink dis hoekom dit maar dansgedrewe album was wat die sleutel was vir my tot 'n mate. So ek dink daai tyd my A&R manager Adolf wat baie van die projekte oorsien het wat ons gedoen het. Adolf se gunsteling band was ABBA. So dit was nie regtig vir hom moeilik om hom op enigiets te verkoop nie. Jy het met daar ingekom en hy sê ons ABBA ja. gee my net 'n oomblik. As die sang gesak het en ek kon dit nie verkoop nie, dat ek het gesê ja, maar dis nogal baie soos hierdie ABBA sang en dan was dit soos in die bag. So ja, ag dit was great. Hulle het maar 'n manier om vreemde goedjies 'n danssang te maak en dit te translate en dit hoofstroom te maak en Ag, dis mooi. dis cool. Vir albums wat op pad is, as jy wil, as jy kan, as jy mag. Watter feels sal jy wil inbring? Is daar sekere era se klank wat jy wil herhaal? Ek wil nie sê dis verskillende genres nie, maar as ek Afrikaanse musiek maak Engelse musiek is die verwysingsraamwerk maar gewoonlik baie verskillend en ek dink ek het sopas my heel eerste Engelse EP vrygestel, so wat nogal 'n groot ding is vir my. En daar was die verwysings baie maar country musiek en om weer country musiek op te dress en 'n bietjie van 'n synthy baadjie wat ek baie lief is om vir te doen of ja, dit is 'n high-low approach. So dit was nogal amazing om te sien wat dit ook gedoen het en om kan 'n ander stem vir my gegee en myself uit te druk in 'n taal wat nie noodwendig my eerste taal is nie, maar een wat ek al lank stilletjies inskryf. Maar dit was kan 'n groot leap. Maar ja, ek het weer by country geleen daar, maar vir die projek wat eintlik op pad is kind of het ek baie in die 90s ingedive en in die laat 80s ook. Ek hou van yacht rock en kind of 80s se soft rock en Christopher Cross en Sade en Seal en Joni Mitchell en daai mense. So baie van dit het invloed ingespeel en ook dansmusiek wat ook groot is in PE waar ek vandaan kom. Mense soos Beats by Hand en Lofi en Biggie en Early. Hulle verstaan daardie tipe musiek en ek het baie van Early se musiek geluister ook destyds. Baie van dit is
maar dansmusiek wat op Ja. laptops gemaak is en Ja. op programme gemaak is en is die absolute bangers. So dit het ook 'n groot invloed gehad op die projek wat ons nou aan werk ook. So dis 'n mengelmoes van romantiese synth musiek van die 90s en dan ook uppie dansmusiek van die vroeë 2000s. Dit is soort van 'n susteralbum tot my vorige album Estetika. Hy het baie, ek onthou hy het destyds gesê by Estetika se album launch, dis nie heeltemal, it's not your upbeat dance album, maar daar was tog vir my sulke songs gewees. Ek onthou net voor jy in jou oë perform het vir die eerste keer, het jy gesê, "Wait, dit is jy weet soveel drums soos wat julle gaan hoor." En jy het Melody Machine gedoen en ek was so nee. Hallo. Een van my persoonlike gunstelinge. Wat en ek wil spesifiek oor daai liedjie want ek wil jou nou al 'n rukkie vra. Wat was die inspirasie agter daai liedjie? Because it's a completely different sound. Ja, baie motivering, moerige motivering Dis agter hy. daai song gewees. Ag, Melody Machine is maar net kind of was die een song wat ek op Estetika myself toegelaat het en sê ek cool, as jy nou wil serieus oor ietsie, is hierdie dalk die song om dit mee uit te bring of om te verander in iets goed en want Estetika was nie die maklikste vervaardigingsproses nie. Daar was soveel goed wat ek moes bewys het aan myself en aan my span en aan my ondersteuners ook. Ek wou seker maak dat jy weet album 4 is nie 'n fout nie en jy weet as dit een keer gebeur is dit goed, as dit 2 keer gebeur dan is dit dalk, as dit 3 keer gebeur is dit nie meer 'n fout nie, maar as jy dit 4 keer doen, is 'n sekere tipe druk. En so dit was so wonderlik ook, maar ek dink die enigste druk wat ek gehad het was solid in daai song ingevat en het maar gepraat oor verwagtinge. Ek dink daai song leen toekoms toe. Ja. Die meeste van Ja. hulle. As jy, en ek weet jy gaan weer Afrikaans doen, maar met Afrikaans wat voor lê, is dit 'n klank wat mens meer kan verwag? Iets wat neig in die rigting van Melody Machine? Ek hoop nie so nie. Ek dink nie so nie. Eksperimenteer. Daar's Ja, meer spasie vir ja. innovation. Ek dink elke album skryf jy maar met jou luisteraars in gedagte, maar met hierdie album was dit doelbewus eksperimentaal en eksperimenteel. Ek weet nie wat die woord Ja, is nie. eksperimenteel. Ja. So ja, ek dink verwag niks. Ek dink dis die Dis die mooi beste. gesê. Verwag niks. Ek dink die lekkerste dan kan jy kan verras word. En ek is seker nog 'n paar tracks wees wat dalk nie vir een of twee mense is nie, maar die algehele konsep dink ek is verstaanbaar en maklik. Ja, dit is maklik om te voel. Is die enigste manier. Dit is nie dalk maklik om te verstaan nie, maar ek dink dit is maklik om te voel. Ek dink wel, die oomblik as jy op when you're in front of a live audience, Ja. dan maak dit vir die mense sin. Want jy staan nie net op, dit was baie keer, hierdie gaan so verkeerd oorkom, ek hoop sê nie. Dan sal 'n kunstenaar op 'n verhoog gaan staan en hulle probeer 'n storie vertel voor hulle 'n liedjie begin sing. As almal van, okay, sing nou net. With you it's never like that. Jy het 'n kort en kragtige storie, daar's 'n baie skerp sin vir humor ook tussenin. And you captivate your audience and you keep them. Want jy weet hoe om jou verhoog te gebruik. Dankie. Ek dink die oomblik daar sal dalk nie 'n kwessie wees van ons verstaan direk nie. Maar ek dink die oomblik as jy daai liedjie of daai album live gaan begin toer, people are gonna understand it. Ag weet jy, ek dink die verhoog is op die einde van die dag die eindpunt vir enige musiek. Ek is maar ek is gelukkig genoeg en bitterlik dankbaar dat ek op 'n baie vroeë ouderdom kon te doen kry om in die ateljee te wees. En dit was heeltemal geleentheid. Jy weet, ek kon vroeg in die ateljee rondspeel, maar ook so op die verhoog en ek kon verstaan dat die twee 'n verhouding het waar ek dink party mense kom dalk net van 'n baie sterk studio spasie af waar hulle baie tyd in die studio spandeer het of hulle kom dalk van 'n verhoogs angle waar hulle meeste van die tyd op die verhoog spandeer het. En te danke aan die hande wat my al gedraai het hulle my in daai verskillende situasies gesit wat my nou toelaat om te skryf vir die verhoog. So as ek in die ateljee is, dink ek maar hoe gaan hierdie uitlê op die verhoog en gee ek vir my drummer vleis, jy weet om iets mee te doen op die verhoog. Ja. Gaan konstant wat saam met gitaar speel ietsie kan bylaas en byvoeg. So hulle luister ook maar saam en ek vra vir hulle hoe dit uitlê en wat hulle sou doen as hulle op die verhoog is en hoe dit naturally sou uitspeel. Sure. Want dis op die einde van die dag hoe ons dit uitbring. Terwyl ons 'n show beplan of terwyl ons die album beplan ons 'n toer because dis maar hoe jy mens musiek bemark. Ja, en nie net dit nie, ek dink as mens van 'n geld kan praat, die geld lê ook neem ek aan in live performances en nie in streams nie. Ja, ek dink as jy gelukkig genoeg is om 'n goeie bemarkingsspan en 'n besprekingsspan te hê, is dit waar jou geld vandaan kom as 'n
kunstenaar. Jy kyk as jy maar algemene albumsiklus vat, meeste mense maak 'n album en dan toer hom vir so 'n jaar en 'n half, 2 jaar en dan moet jy maar tyd gee vir dit om af te koel voor jy jou volgende projek uithardloop. So wat jy doen tussen daai albumsiklusse is vertonings en jou show en dit is wat die company in die gang hou en die besigheid in die gang hou en ook dan natuurlik vir jou befondsing gee vir jou toekomstige kreatiewe projekte en so as jy nie by 'n company is nie of as jy is, dit is waar jy geld maak. So skryf vir jou shows, dink ek is die beste ding. En ek weet nie van jou nie, maar ek hou van om na musiek te gaan luister en konserte te kyk en Ek hou daarvan om vir jou te kyk. Dit is 'n hele ander vibe. Een van ons vriende weet as ons agter die verhoog is, wil ons voorgaan staan, ons wil gaan kyk. Dis nie iets waarvoor jy moeg raak nie. Ek dink dit is wat 'n mens vervoer word. My ouers het hulle hande gekry op baie musiek-DVD's en dit vir my live vertonings gewys. So musiekvideo's het na ruk vir my amper vervelig geword. Wat ek gebeur, daar was 'n soort van 'n politiering wat gebeur het na die tyd om seker te maak dit lyk daar iets. Maar om hierdie mense live te sien, hulle ding doen was baie inspirerend. Om dit amper nie vlekloos te sien. Jy wil half klein foutjies sien. Ja. Ek dink tot 'n mate toe vind mense aanklank by die feit dat mense nou en dan foute maak op 'n verhoog. Dit is, weet jy, ek het al gevind as iets fout gaan in die eerste 2 minute van 'n show, dan loop als, dan is die res fyn. Want jy moet kan nie vir ysbreek en ek dink dit gebeur gereeld waar iemand 'n chord mis of jy val verkeerd in en so aan. En dan is jy eerlik want kyk jou toeskouers is nie hulle doen nie. Hulle ervaar dit. Hulle is in die kamer en hulle kan sien as iets fout gaan. Juis ook, ek sê altyd ons maak musiek vir die persoon in die kamer wat die meeste weet. Want hulle gaan die foutjies kan uitpik, maar die mense wat die minste weet, gaan dit ook nog moet kan geniet. So ek sê of die minste invested is in daai way. So ja. Tog mense het waardering vir 'n fout. Absoluut. Jy het eendag by 'n meer intieme konsert, het jy 'n liedjie begin sing en jy het omgedraai na Constant, jou gitaarspeler, en jy het vir hom gesê ek dink ons moet weer begin. Ja. And the people loved it. Ja. En ek dink regtig dis aanklank. Ek dink jy besef dat as iets fout gaan, besef jy hoeveel goed hierdie ding hoeveel dit aan mekaar hou. Jy weet nie vinnig dit verkeerd kan gaan. Ek dink mense is so gewoond om 'n knoppie te druk en dan kom musiek uit. Maar in 'n intieme setting waar jy regtig al die klanke wat jy maak kom van die verhoog af, besef jy hoeveel inspanning dit verg. Want kyk as die aandag in die kamer ook is nie ondersteunend is nie. Jy kan maar die mure uitklim, jong. Hulle gaan vir jou toelaat om te doen wat jy moet doen en dit gaan verg dat jy met hulle eerlik is in daai oomblik en met hulle kommunikeer. Wat gebeur dood ernstig nou as mense vroeër gehoor het and you're not getting anything from them? How do you keep your energy what it is? Jy speel vir jou band members. Jy speel vir die klankouens. Jy speel vir jou vriend wat saamgekom het. Want hulle is nice genoeg om af te vat. En ek dink dis wat jy dit doen. Elke aand moet nou iets anders wees wat jy interessant vind, want dit gaan nie elke aand dieselfde wees nie. Soms gaan jy jou vrede en jou vreugde moet put uit die wonderlike mense wat ingespan is, want hulle is daar en hulle het besluit hulle gaan vanaand 'n goeie tyd hê. Of soms gaan jy uit die mooi venue dit moet uitput of 'n great klank of wat ook al, maar jy moet aktiewelik vir jouself iets soek wat jou besig hou en wat jy oog vang. En so ook in musiek. Ek hou van musiek skryf, maar ek hou ook van om dit te produce. En as ek produce dan gaan maak ek video's en as ek musiekvideo's wil maak wat is te veel werk en te veel inspanning, dan doen ek iets anders, jy weet, maar jy moet aktiewelik soek. Wat maak jou oor die algemeen rustig? As jy tense is, as jy gespanne voel? Fyn. Ek hou van dokumentêre. Ek hou baie van dokumentêre en ek hou van films en ou musiek luister. Ek's baie lief vir plate. Dis baie analog. Jy moet alles stadiger doen, anders te mors jy jou plate op. So jy kan dit forceer om dit rustig te doen en stadig te doen en dit is 'n oefening in geduld. So ek dink dinge wat my micro-frustrate is ek nie baie geduld nie, maar tog hou ek van aksies wat my geduld toets. Soos om te leer om dit beter te kan doen. Iemand het nou die aand vir jou gesê, spesifieke sanger/sangeres, het iemand vir jou gesê, ag, jy moes nou weer 'n voorbeeld gaan stel. Want daar's altyd 'n need om iemand, om die fans te wil ontmoet, om geselsie aan te knoop met iemand. Dink jy dis iets wat al oor jare kom, of is dit die hele ding van ek wil 'n sanger ontmoet, is dit redelik 'n nuwe beginsel?
Ek dink solank soos wat musiek of kuns bestaan het, wou mense nader aan die kunstenaar kom. Of dit nou in antieke tyd was waar jy nader aan die akteur wil kom want jy verstaan nie hoe hierdie persoon 'n gesplete persoonlikhede kon hê nie en hoef jy nou buitekant hulle so op sy hotelkamer wag by in Parys. Ek dink op die einde van die dag is 'n waardering vir die werk wat gedoen word en natuurlik kom dit soms met negatiewe konnotasies ook of 'n tipe vreemde eienaarskap. Ja. Maar ek weet dat meeste van die tyd 99% van die tyd kom dit uit 'n plek van waardering uit en so aan. Respek. Ja. Respek speel definitief 'n groot rol daar. Maar ek dink partykeer raak mense frustreerd, maar jy kan nie noodwendig frustreerd wees sonder om te verduidelik nie. So as jy frustreerd is, gaan dit jou pad uit om jou frustrasie weg te verduidelik. En ek weet dis Okay. Ek verstaan partykeer ek het ook al foute gemaak en jy weet soms word mense gestop in opportune tye en jy weet nie noodwendig hoe om ja te sê of jy kan ja sê nie en jy weet definitief nie om te sê nee nie. So jy sê dan ja, maar ek het ook lank terug vir myself beloof met daai ja sal ek dan ook sê waarom indien nee, hoekom. Okay. So ek sal sê ja, ek sal, maar verstaan net dis hoe jy dit gedoen het en dalk volgende keer dis hoe jy dit moet doen. As daar enigiets is, nee, van 50, 60 jaar gelede tot en met nou toe, in die musiekindustrie wat jy kan verander, sou jy kon? Wat sou jy verander? Ek dink my grootste inspirasies en baie van die leerskole wat ek al gekry het, was van vroulike kunstenaars af en veral Afrikaanse vroulike kunstenaars. En ek dink nie noodwendig dat dit ewe maklik is vir vroulike kunstenaars in die bedryf as die mans byvoorbeeld nie. Ja. En ek dink eerstens die feit van die saak is net meer vrouens luister musiek as mans as 'n mens gaan op statistieke gewys. Ja, so Is dit meer vrye tyd? ja, so ja, maybe, maar so basies net by default kry manlike sangers meer ondersteuning. Sure. So ek dink as enigiets wat ek kon verander het, sou dit wees dat meer mense vroulike musiek moet ondersteun of meer kan ek sê ondersteuning in daai rigting moet gaan of gooi. En that counts. Love daai antwoord. Nee, ek dink dit is ek dink as mense eintlik besef hoeveel agter die skerms musical directors, skrywers, sangers, instrumentalists, hoeveel van hulle is vrouens, sal mense besef dat dit eintlik baie anders lyk. So Baie van die kreatiewe breinbabas kom dalk van daar af, en mense weet dit nie. ja, en ook heidaglik as mense kyk na mense wat regtig die bedryf opskit in 'n kreatiewe manier, is dit baie van dit vrouens. Watter vrou in die Suid-Afrikaanse musiekindustrie is tans dit vir jou? Angie Ooh het obviously alles net kom crash, which Ja, was sure. incredible en ons mag sy rus in glorie en in vrede met wat sy vir ons gelos het. Dis pretty cool. Daar's hierdie amazing rapper genaamd Shez Ray. Sy is ongelooflik en ek hou van Joma Reënboog en Rihanna Nel en Hallo. Dis geteken vir Elandra. casual. Ja, so ek love Rihanna en al werk ook in hoe sy skryf en Karen Zoid en Lucinda en Augusta en ons van hulle gesit. Ek wil weet wat jou rustig laat slaap in die aande. Ek dink mense kan soms baie stres oor jou posisie of die stand van dinge. Ek het vir 'n baie lang tyd hierdie algehele verantwoordelikheid gevoel om Afrikaanse musiek te verteenwoordig en my absolute beste te doen om ten minste van my kant af iets by te dra daarteenoor. En wat my rustig laat slaap op die oomblik is die hoeveelheid bitterlike goeie kunstenaars wat intree en net hulle eie ding doen in maniere wat ek nooit seker eers even die guts gehad het daai tyd om dit te doen nie. En ja, ek dink wat my rustig laat slaap is om te weet ons kunstenaars wat Afrikaanse musiek het en dit draai nou heidaglik in 'n rigting en beweeg wat oper is en vryer is en net meer positief. Nuwe klank. Absolutely. En maar ook met 'n retrospek. Hulle weet wie voor hulle gekom het en ons waardering vir die kunstenaars wat voor hulle gekom het en daardie musiek word nog steeds gerespekteer. Dis nie 'n uitgooi situasie nie, dit is 'n dankie en bylas situasie. So dit laat my lekker rustig slaap. Ja, ek dink ons baie keer vir my bekommernis as ek vir jou vra wie Lori Karel is en jy kan nie vir my sê nie, dan wil ek nie eintlik verder met jou praat nie. Dit is nogal, maar dit is die tendens. Sodra mens nie
sodra mens met iemand praat wat jy noodwendig verstaan waar jy vandaan kom nie, is die maklike ding om jou rug te draai en weg te loop. Maar die lekkerste ding vir my is om kuns wat ander mense nie ken nie aan hulle bloot te stel of na hulle toe te bring. Nie dat ek dink dit's even myne of dat ek dit deel nie, maar ek dink iets vind jou en soms moet jy dit in 'n ander rigting instoot. So as iemand nie 'n kunstenaar ken nie, gaan ek wat hierso. Yes. Want tot 'n mate ja, ek gee plate uit en series uit. Jy doen dit met goed in die lewe. Jy doen dit met boeke, jy doen dit met kennis, jy doen dit met musiek. Ja. Jy doen dit met plate. Ja. En daar's 'n opgewondenheid Ja. as jy dit doen. Dis Ja. nie okay, ek moet nou. Ja. You have a joy about it. Ja, dit is. Ja, but it's the joy of sharing. Niks wat ons het is ons nie. Op die einde van die dag al wat ons is regtig ons en is mekaar. So ons moet net lekker deel. Dis vir my so cool om met almal net te sit en te besin oor musiek. So gepraat van by almal sit en deel en al daai wonderlike goed. Daar gaan nog 'n episode wees saam met Elandra, hierdie keer saam met een van ons ander vriende Ernig. Dankie vir die saamkyk. Ek het meer van 'n rustigheid in my hart oor die agtergrond van musiek. Dankie vir jou. Dankie vir jou, dankie vir die geselsie en baie geluk met jou show. Dankie. It's about time. Mag jy 'n lieflike aand hê en lekker slaap.